Niggies, 'n dramareeks van 9 episodes het op 25 Maart op Kyknet begin. Met hierdie potgooi doen ons 'n ondersoek om agter die feitelike gebeure en die ontstaan van die reeks te kom. Toe ek daai skooltasie oopmaak, toe is dit bietjie soos Pandora's box, toe ek dit oopmaak, toe staan daar met 'n klein kind se handskrif Isifurie geskryf en dit was letterlik Isi se tas. Oor 3 episodes delf ons dieper in die ware gebeure van die saak en gesels met kenners wat hulle insigte met ons deel. Gereeld goed gesê soos God het die verkeerde kind gevat. Ek is Kobus Meyering en hierdie is Niggies, die True Crime potgooi. Odendaalsrus, die plek waar daar vir die eerste keer goud ontdek is in die Vrystaat. Dit was 1946. 20 jaar later word die dorp bekend vir ander nuus. Die verdwyning van 2 niggies, Petronel en Isifurie. Dit was 'n maandagmiddag, 10 Januarie 1966, die dag voor die skole sou begin. Die 2 niggies is vir oulaas swembad toe. Teen 7:00 daardie aand was daar egter 'n volskaalse soektog aan die gang. Hulle het nooit huis toe gekom nadat hulle op die uitstappie was nie. Die 2 niggies se liggame is Dinsdag vroegoggend in die myn se vervalle administratiewe kantore gevind. Amper 20 jaar later eers word hierdie misdaad opgelos. Willem van der Merwe is hier in die ateljee. Hy is die mede-vervaardiger van die reeks en om die waarheid te sê, die projek het by hom begin, want hy, Willem, is familie van die niggies. Jy doen nou al reeds 'n hele klompie onderhoude rondom hierdie wonderlike reeks en ek seker jy het al baie van hierdie goeters vertel, maar dit bly tog bitter interessant. Hoekom hierdie reeks en hoe het dit begin? Kobus, ek het die eerste keer met hierdie reeks kennis gemaak toe ek 5 jaar oud was. Ek het op my ma se skoot gesit, die dag van die hofuitspraak. En dit was hierdie vreemde ervaring van sit op my ma se skoot en sien ewe skielik almal in die familie wat saam in die kamer is, wat by die hoftrappe afstap. En ek onthou net hierdie vreemde gevoel van hoekom is almal wat saam in die kamer is op TV. En dit is van daar af waar my belangstelling in die storie afgeskop het. Jy weet, oor omtrent die volgende 20 jaar het ek by my ma oor en oor, vrae gevra oor die storie en spesifiek haar vertelling is wat my belangstelling aangevuur het en ook by my oupa, jy weet, so hierdie storie het al reeds in my 20, het ek my pa gesê, my 20s, jy weet, ek wil graag iets hiermee doen, 'n boek moet geskryf word of iets moet gebeur, dis so 'n ongelooflike storie. Ja, en dit was tydens COVID waar ek ewe skielik baie tyd op my hande gehad het, waar ek vir die hoeveelste keer die storie oorvertel het aan 'n vriendin, Annel Pieterse. En haar mond het oopgehang en sy was net dadelik, jy weet, vurig oor ons moet iets doen en aanvanklik sou ons 'n podcast vir maak. En hier maak ons nou 'n podcast. En die maak ons nou 'n podcast, so dit's volbring, ja. Maar dit was op daai stadium wat ek toe besluit het, jy weet, ek moet eers toestemming kry. Dit is so seer onderwerp en daar's oor 18 jaar so baie wat gebeur het. En dit is op daai stadium wat ek toe na my ma toe gegaan het en basies toestemming gaan vra het, jy weet, om seker te maak ek maak nie ou wonde oop wat onnodig is nie. So dis van daai tydperk af wat ons toe afgeskop het met 'n redelike ekstensiewe navorsingsproses. Min het jy geweet wat op jou wag. Daar was 'n hele paar verrassings ook. Maar net gou-gou net om ons te oriënteer. Ja. Jou ma is Poppy My ma is Poppy, ja, sy was 6 jaar ten tye van die gebeure. en jou oupa? My oupa is Gustaf, haar pa, hy was so 34 gewees, ja, en beide van hulle, ek dink die besef oor die verwoestende impak op die familie was ook iets wat my gefascineer het, jy weet, en omdat dit so close to home was. Nou, net om die kykers 'n bietjie of die luisteraars te oriënteer. Ja. Daar is dan nou heel aan die begin baie duidelik 3 gesinne. Die Ja. Fouries, Ja. die Nels en die Forsiers. Korrek. Lê hulle dan maar korrek. net gou vir ons uit. Okay. So my familie is die Forsiers, my oupa was Gustaf Forsier, my ma was Poppy Forsier. Lank gewoon op Odendaalsrus, dis maar waar hulle die hele lewe gebly het. Jy kom uit 'n familie van myners. Ja, my oupa was 'n ketelmaker, my pa was 'n goudmyner sy hele lewe. En dit lei ook dan goed na die Fourie gesin wat lank in Zambië gewoon het. En Dries Fourie wat Isi se pa speel, het gewerk vir 'n maatskappy Shaft Sinker. So hulle het letterlik myngate met my mynskagte gesink. So hulle het in Zambië gewoon en weens die onluste het hulle toe besluit dat Odendaalsrus, wat hulle ook op 'n stadium daar gebly jare terug,
dat hulle wou kom uit Zambië en jy weet kom huis opsit daar om die kinders ook 'n beter kans te gee in nuwe skole. So hulle was weet nuwelinge weer in die dorp gewees wat so half huis toe gekom het. En daar is daar die Nel gesin wat Pietro Nel se ouers is, Ousus en Henning. Hulle hele lewe lank op Oudtshoorn gebly. Ousus was so half die matriarg gewees, jy weet hulle was redelik wel af die Fouries en die Nels. En ja, die Nel se huis was so half die bymekaar kom punt waar die familie gereeld, jy weet, Saterdag en Sondag saam geëet het en ja, so dis half die 3 families wat betrokke is. Willem, na jou navorsing, was dit moeilik om met jou familie te praat en vir dit sê wil die storie vertel? Ek dink dit was waarskynlik een van die moeilikste prosesse. Ek dink die tekste skryf was die moeilikste, maar ons kan later daaroor praat. Na ek my ma toestemming gevra het, op daai dag eintlik wat ek deurgery het Hermanus toe met haar gesels het, was daar 'n baie vreemde oomblik gewees waar my tannie Chrismie Forshey, my ma het eintlik meer sibbe, maar hulle kon nie almal in die reeks ingeskryf word nie. Maar op daai dag het Chrismie haar foon gevra, sy het 'n beroerte gehad, so sy kon nie eintlik baie lekker praat nie. En daar gaan sy toe terug in haar foon 'n jaar en 'n half terug en kom toe af, daar sien ek ewe skielik al die koerantartikels waarvan daar foto's is. En dit is toe letterlik foto's van elke koerantberig wat sy in 'n ou polisiemuseum gekry het, saam met 'n vriendin 'n jaar en 'n half van tevore. So van daai dag wat ek gaan toestemming vra het die storie homself net ontbloot aan ons. Ek is ewe skielik huis toe met sekere 100 artikels en ek en Nanel wat saam met my gegaan het, was toe net weet heeltemal oorweldig geweest. Ons het toe ewe skielik al die inligting en waar ek net gesit het eers met my ma en oupa se oorvertelling, speel die hele storie te voor ons af. Jy weet in die manier wat die media dit ja daar berig gedoen het. En toe is daar 'n baie moeilike taak vir my, jy weet, ek moes ander familie opspoor. Dis nie net die Forshey gesin wie se storie vertel moet word nie. En ek moes byvoorbeeld goed doen soos Andrei wat ons hoofkarakter is. Ek moes sy eerste vrou Ria bel wat ook in die reeks is. En dis nogals 'n moeilike taak om iemand te bel en te sê luister, jy ken my nie. Ek is Poppie se seun. Maar ons is besig om 'n reeks te maak wat eintlik oor jou eerste man gaan. En dit was 'n baie interessante oproep. Ria is 'n verskillike lieflike mens. Maar sy het dadelik gesê, okay, dis reg, maar hierdie is nie 'n foongesprek nie. Julle sal moet opvlieg. En hulle is in Sanien en ek en Anel het toe kaartjies geboek en ons het opgevlieg en is toe vreeslik warm ontvang deur die familie, maar dit was nogals 'n proses van eers vertroue bou. Jy weet, hulle het geen idee wat ek wil doen nie. Hulle het geen idee van die skaal van die projek nie. Ons op daai stadium ook nie. En ja, daar in daai gesprek, soos ek sê, die storie het homself aan die ander kant van die graf af vertel. Dit was 'n baie mooi oomblik waar Andrei, ons protagonis se oudste seun wat nou 50 is, ook Andrei Fourie, onthou toe dat sy pa het met sy dood vir hom 'n skooltassie gegee met 8mm footage in. En hy sê toe net sy pa het vir hom gesê hierdie gaan oor die moorde, maar hulle het nooit gekyk, jy weet, na wat daar op is nie. Hulle het nie die regte projektor gehad nie. En ek is toe weg met hierdie skooltassie terug Kaapstad toe. En ek en my ander mede-vervaardiger Gideon Lombard het dit toe laat digitize. En wat 'n oomblik eerstens die aand toe ek by die huis kom toe ek daai skooltassie oopmaak, toe is dit bietjie soos Pandora's box, toe ek dit oopmaak, toe staan daar met 'n klein kind se handskrif Isie Fourie geskryf en dit was letterlik Isie se tas. En dit is toe die volgende groot oomblik in ons navorsing toe ons hierdie digitized footage terugkry en daar ewe skielik was die 60s lewendig. Andrei en Isie wat speel tonele van wat nogal skokkend was, ewe skielik binne in die moordtoneel. Die begrafnis, jy weet, dit was so 'n ongelooflike snaakse of moeilike kykervaring want jy weet letterlik nie wat jy volgende gaan sien nie. So daai was 'n baie groot fonds vir ons gewees en die storie het toe lewe gekry en ewe skielik was die navorsing net volmaak, jy weet, en ons kon toe werk saam met die skrywers om die storie aan mekaar te las. Dis natuurlik die beeldmateriaal wat Dries Fourie dan nou neem, wat ons in die reeks Korrek. sien. En dit is letterlik die beeldmateriaal wat julle dan sien. Presies, so daai is oor 3 generasies, jy weet, het dit afgegaan, jy weet, Dries het dit geneem. Ek dink 'n videokamera is ook 'n baie interessante voorwerp, jy weet, mense kon sien, op daai stadium was 'n videokamera nog nie iets waaraan mense gewoond was nie. Ek bedoel, dit is so 'n vreemde ding om eerstens in die moordtoneel videomateriaal af te neem, waar jou dogter vermoor is, en dan die verskillike treffende
tonele waar dit by die begrafnis is, waar dis amper so verskriklik naby aan mense se gesigte wat besig is om totaal en al breakdowns te hê. Jy weet, asof die videokamera nie daar hoort nie. Jy weet, so, dit was 'n werklike interessante voorbeeld net van hoe die tyd ook, jy weet, ontwikkel het. Jy weet, dit was 'n vreemde voorwerp. Daar's byvoorbeeld hierdie ongelooflike beeldmateriaal waar die ouers en die hele familie net agter die grafsteen staan, asof dit 'n foto is, maar dis 'n videokamera, jy weet, so daar's net hierdie sagte wind wat deur hulle hare waai, maar die videokamera was ook net 'n kamera, jy weet, maar ongelooflik roerend, en ek dink die kykers sal aan die einde van die reeks gebruik ons 'n bietjie van hierdie beeldmateriaal en ja, dit is hartverskeurend. Kyk nou wat het jy gedoen? Kan jy net vir een oomblik stil sit? Nie een van die verdomde kinders in hierdie familie het maniere nie. Die Poppy nie, die Andrei nie, die Essie nie. Ek sweer ek slaan haar mors dood wanneer sy vanaand by die huis kom. Marie, dis nou genoeg. Dit is so dat wanneer drama-reekse op ware gebeure gegrond is, die kyker natuurlik op 'n verbeeldingsvlug geneem word. Maar die navorsing is gegrond in ware gebeure en dit beteken dat die vervaardigers en skrywers moeilike besluite neem wanneer dit kom by feite, subjektiewe herinneringe en fiksie en natuurlik ook soms sensitiewe vrae moet vra vir familielede en vriende, soos ons voorheen genoem het. Willem, die karakters. Dit is eintlik ongelooflik in haar eerste episode om die toneelspel te sien. Na die eerste episode weet jy presies in 'n mate wat die persoonlikhede van die verskillende karakters is. Hoeveel van dit is gegrond op ware gebeure en karaktertrekke? Kom ons begin by Marie. Ja, ek dink Marie is waarskynlik een van ons moeilikste karakters gewees. Jy weet, om 'n ma wat deur soveel gaan uit te beeld en beide haar teleurstelling en woede, maar ook haar pyn. Dit was tydens ons besoek aan die Fourie gesin aan Ria hulle in Tanin, waar ons byvoorbeeld vir die eerste keer uitgevind het dat Marie het vir Andrei gevra, ons protagonis, om die middag die meisies op te pas. En dat deur die loop van sy lewe, jy weet, het Marie gereeld vir Andrei gebel, en gereeld goed gesê, soos God het die verkeerde kind gevat. Dis so 'n moeilike ding om te hoor. My ma vertel ook 'n storie van die dag se gebeure, waar die aand terwyl die soektog aan die gang is, hoe Marie gesê het, as hierdie meisies vanaand by die huis aankom, gaan ek hulle doodslaan met my plakkie, en sy onthou dit so duidelik. So Marie se karakter was vir ons moeilik oor verskeie redes. Jy kan nie net, kyk, sy kom baie kwaai oor, haar kleinkinders vertel hulle was 'n bietjie bang vir haar. Sy was in 'n kinderhuis toe sy klein was, so ek dink sy het 'n redelike geharde karakter gehad. Maar ek dink Marie se reis en wat die kykers gaan sien, dit is absoluut tragies. Jy weet, mens kan haar nie verskuldig vir die feit dat sy deurgaan wat sy deurgaan nie, maar sy is baie geskoei op nog 'n ware oorvertelling van wie sy was. En dan Marie en Dries, vroeg al, insinueer hulle dat hulle dink Gustaf, jou oupa, is betrokke by die moord. Ja, absoluut. En dis natuurlik dan nou iets wat vir my baie prominent is dat die kyker nie moet glo dat hy skuldig is nie. Ja. Dis amper asof dit 'n teks en 'n regie besluit is. Absoluut. Ek dink wat in die navorsing en veral in die oorvertelling in die begin toe ek vrae gehad het oor die storie. Jy weet, my ma onthou duidelik die dag wat hulle terwyl die niggies gaan swem het gegaan het na die veekamp toe, waar my oupa hulle die gille gehoor, want die mynadministrasiegebou was baie naby aan waar hy sy beeste gestal het en ook aan die munisipale swembad. En hy het natuurlik ook dieselfde geweer gehad as waarmee die niggies geskiet is. En boop dit het sy soekspan een die oggend die niggies ontdek. So ek het baie empatie vir Marie en Dries en vir verskeie mense wat moes dink sonder enige antwoorde, wie is dit? En daar was so baie leidrade wat gelei het na my oupa toe. Jy weet, so die polisie het hom ondervra en het op hom toegespits. Ek wil net ook noem dat dit nie net hy was nie, dit was 'n baie wye ondersoek. Daar is so baie verskillende mense ondervra. Maar Gustaf het gelei. Jy weet, dit was onmiddellik die familie wat begin dink het, hy moes iets daarmee te doen gehad het. En daai spook het hom nou weer sy hele lewe gejaag. Jy weet, he never quite got away from it. En kykers sal sien wat gebeur met sy karakter, maar hy moes op sy eie manier 'n manier vind om
met alles te deel. Jy weet, die feit dat sy lewe totaal en al ook 'n ander traject aangeneem het vanweer die gebeure. Ek dink, behalwe die feit dat jy verdink word, net om daai lyke te ontdek, en wat hy moes gesien het, en die trauma wat hy deur is. Ek het so, my middelnaam is Gustaf, so my oupa is nog altyd, jy weet, verskriklik naby aan my, in my gedagtes, en ek was baie lief vir hom as 'n klein kind. Maar, dis tragies, maar soos ek sê, ek het empatie vir Marie en vir Dries, en vir almal wat gedink het, dit was hy, sonder enige antwoorde, is daar net vrae, en daai tema van agterdog, en die feit dat daar 'n moordenaar op vrye voet is, hoe gaan jy aan om jou kinders te laat leef, sonder om te weet, jy weet wie dit gedoen het, en daai moordenaar en die vrees is steeds so teenwoordig, nie net in die familie nie, maar ook in die gemeenskap. Dit was warm en die swembad was Hulle is vol. seker so voor 5 sekonde weg. Daar was toesig. Baie mense het knophak. Daai lewensreddertjie, Paul. Hy is 'n Hy kansvatter. trek die kinders se gat van af. Een van hulle vang Piepie in die Ek water. sien hulle nog so voor my. Kinders wat in die pad Daar was 'n man met 'n verkyker Die gewees. niggies wat En die wegstap. kinders vals Kyk hoe die uitgedeel. verskriklike ding wat gebeur in ons dorp. Hoewel ons weet tegnologie in 1966 glad nie was soos wat ons dit vandag ken nie, het die storie steeds soos 'n veldbrand deur die Goudveld versprei. Soos ek in die inleiding genoem het, daar was teen 7:00 daardie aand reeds 'n volskaalse soektog aan die gang. So Willem, die gemeenskap was onmiddellik betrokke. Absoluut, ek meen teen 7:00, 8:00 daai aand, almal het by 'n kerk bymekaar gekom. En dit was nie net polisie nie, daar was 80 polisiemanne wat die aand, jy weet, deel was van die soektog. Maar lede van die gemeenskap het dadelik ook soekspanne gevorm. So dit was hierdie groot, jy weet, georkestreerde projek, jy weet, wat almal moes ewe skielik net deel van wees. So, dit was nie net polisie nie, mense het almal daarvan geweet. Oornalsrus was klein, jy weet. Almal het mekaar amper geken, en daai aand selfs het die storie versprei ongelooflik vinnig, en talle lede van die gemeenskap was deel van soekspanne, en dit is ook, jy weet, inderdaad, my oupa en sy soekspan, jy weet, polisie was glad nie by nie. So, ek dink die manier hoe die storie versprei het, jy het nou gepraat oor, jy weet, tegnologie en media. Ek dink een van die groot dryfvere was eintlik oorvertelling en storievertelling, en die gemeenskap wat probeer sin maak daarvan. So daar was so baie gerugte gewees, jy weet, soos die polisie nou maar almal ondervra het, byvoorbeeld klein dorpie, jy weet, mense wat sê hulle het gesien hoe die niggies in 'n kar klim, jy weet wat, jy weet, goed gesê het, soos daar's geen manier dat die niggies in 'n kar sou klim, of jy weet, saam met iemand in 'n motor sou spring wat hulle nie geken het nie. So ek dink die element van gerugte, hoe dit vinnig versprei, nou kan jy dink die rol van die media. En spekulasie. En spekulasie, ek dink spekulasie, agterdog, soeke na antwoorde, dit was fascinerend om te sien hoe die media verslag gegee het daaroor, jy weet, want daar was net vrae, en dan is daar amper hierdie gebroke oorvertelling met iemand met wie hulle onderhoud doen, en ook hoe baie van die artikels mekaar weerspreek het, jy weet, hier's 'n leidraad, daar's 'n leidraad, en ek dink vir die familie moes dit ook 'n absolute warrelwind gewees het, jy weet, so, en dit was nie net die Goudvelde nie, jy weet, dat hierdie was 'n nasionale pers storie gewees, dit het werklik verskriklik vinnig versprei, en was hoof nuus vir weke en maande en jare na dit. En uiteindelik die begrafnis, soos jy nou tereg sê, dis vasgelê op kamera, Ja. maar daar was 500 mense. Daai toneel is ongelooflik treffend. Daar's die tipiese Vrystaatse siprusbome, en dan net karre en karre en karre. Ek dink een ding wat ek graag sal vertel, die toneel waar die lijks was by die kerk uitry. Dis die treffende toneel wat so ongelooflik ook very filmic, wil ek amper sê, jy weet, scenic geskied is, al die beeldmateriaal wat daar, hulle kyk so half af in 'n pad, en dan ewe skielik in die linkerkant kom daar net een lijkswa uitgery wat dan regs draai, en in die dramatiese oomblik, en die volgende oomblik kom die tweede lijkswa uitgery, en dan begin hulle af in die pad te ry, en dan is daar hierdie ongelooflike begrafnisstoet, wat net almal hulle pad maak na die begrafplaas toe. Die lekker ding van die beeldmateriaal natuurlik wat julle nou gekry het, is dit is definitief feit. Dit is nie fiksie nie. En dan soos wat jy nou die toneel beskryf, dit is so ritualisties. Interessant, die Suid-Afrikaners se sin vir rite
Ja. in die 60s. Ja. Ek dink iets wat byvoorbeeld, jy weet, sal aanlas by dit, my ma vertel ook, jy weet, op daardie stadium was een van die gebruike gewees, natuurlik lijkskouings, wat vandag nog gebeur, maar toe was dit 'n groot ding, dat, jy weet, die lyke gaan groet, die mense gaan groet. En my ma vertel ook hierdie treffende storie waar hulle het ingeloop, en soos almal weet, die niggies, jy weet, is redelik wreedaardig doodgemaak. En die twee lyke het gelê in oopkiste. En op daai stadium het goed nog steeds gebeur, soos, jy weet, my ouma het vir my ma gesê, gaan soen jou niggies tot ziens. En sy onthou hoe sy by die kiste aan moes kom, en die lyke moes aansien, en sy het elkeen van hulle gesoen op die wang. En natuurlik wat sy gesien het, ekskuus, ek segue nou so 'n klein bietjie uit, maar my ma het 'n herhalende nagmerrie haar hele lewe gehad van hierdie twee niggies wat in die aand by haar aankom en vir haar wil roomys gee. Maar hoe sy hulle sien is hoe hulle in die kiste gelyk het. Ons het nou al heel wat gepraat oor die vervlegging van fiksie en feit. Maar wat natuurlik baie lekker was van die proses is dat baie van die rekwisiete is regte voorwerpe wat gebruik is. In fiksie of in film maak praat hulle van paaseiers wat vir die kykers gegee word. Ja. Deel 'n paar met ons. Ek dink baie van dit, soos ek gesê het, daai in die polisieargiewe, die artikels wat ons gevind het, baie van die koerante, die koerant opskrifte is letterlik wat dit was. So kyk uit vir die koerante en dan 'n baie treffende voorbeeld natuurlik wat ek vroeër na verwys het, was die tassie wat Andre vir my gegee het. Daar is 'n baie mooi toneel in die 80s waar Andre letterlik hierdie tassie uithaal en dit is Isie se tassie. So die skrif wat kykers gaan sien in daai tassie is werklik Isie se handskrif, jy weet. So fotos wat ons gebruik het, jy weet wat regte fotos was, waar ons bietjie die karakters se gesigte moes superimpose, jy weet, maar daai is werklike items wat deel is van die storie. Willem, gepraat van rekwisiete nou ook, die motors is ongelooflik. Hoe het julle dit reg gekry? Dit was 'n baie lang proses gewees. Die produksiespan het 'n ongelooflike werk gedoen van allerhande ooms op, jy weet, opspoor wat 'n groot versamelings van karre het en wat dit alles uitverhuur aan produksies. Nee, dit was 'n lieflike proses gewees. Ek dink dit het weke en weke en weke gevat, maar ek dink elke motor wat ons gevind het is perfek vir elke toneel. Ja, natuurlik ook, jou oupa het 'n geel bakkie gery Ja, in die regte lewe. Inderdaad, so ons het 'n geel bakkie gevind, dis nou wel 'n Datsun syne, was 'n Toyota, maar ek het lieflike herinneringe van saam met my oupa ry oor stofpaaie na die beestalle toe. So daai was nogals my spesiaal dat ons daai geel bakkie kon kry, jy weet, amper my oupa weer vir my lewendig gemaak. Nou gepraat van jou oupa, natuurlik hierdie tonele en alles. Jou oupa was 'n baie sagte man, maar hy het nou met hierdie skuldlas geleef. Ja. En dis iets waarna die kykers kan uitsien, is Gustave Fouché se reis. Ja, absoluut. Ek dink daar is 'n tragiese element daaraan. Maar ek dink as kykers die hele reis saam met ons deurmaak, Gustave se storie is natuurlik vir my verskriklik belangrik. En sy lewe het heel aan die einde eintlik baie goed uitgedraai. Jy weet, hy was 'n wonderlike man en veral in sy later jare, die saak is opgelos so toe hy in sy 50's was. Jy weet, so daar's kykers sal sien 'n baie mooi uiteinde aan Gustave se storie. Kom ons sê tipies Suid-Afrikaans, versoening en vergifnis. Gebroke versoening is soms ook versoening en daar's altyd vergifnis en hoop. Dis juist in die einde van episode 3 wat Gustave sê, wat wil julle weet? En nou kan julle die kykers verder kyk. Niggies is elke Dinsdag aand om 8:00 op Kyknet te sien. En as jy die eerste 3 episodes misgeloop het, kan jy alles inhaal want is op DStv stream. Ek is Kobus Meyering en ons gesels 30 April verder op Niggies, die True Crime Potgooi.